Boukies, moerkies, bearings, welders, gearboxes, fanbelde, nee. Al die goed wat op jou plaas hardloop, nee. As jy nou moeg om die goed by 'n klomp verskillende plekke te kry. Alright, ek het vir jou goeie nuus, nee. Kyk, die bokkie, nee. Hulle koop alles by BED tot hulle toiletpapier, nee. So, gaan met Kobus praat. Hy gaan my meer vertel hoe hulle jou lewe op jou plaas, maak nie saak groot of klein, industrieel of nie, hulle gaan vir jou lewe beter maak. Kobus, hoe lyk dit? Goeiedag Soepie, goed om jou tweede dag op Nampo, ons hardloop om lekker. Nee, ek is bly om dit te hoor. Ons het deur die tyd, nee, met hierdie besigheid, met hierdie son nou nie so mooi gekies nie, nee. Ja. Om daar amper so staan, dat woe, dat 'n bietjie die kant toe gaan. En in hitte dop, sê gou vinnig vir my, net BED, wat is julle hooffokus? Wat maak julle presies vir die ouens wat dalk nog nie weet? Soepie, nee, wie ons probeer, soos jy reg gesê het, ons probeer alles in een winkel vir jou boere en vir ons kliënte wees. As ons bietjie meer kan kyk, as ons gaan kyk na die beeringkant, as sulks, probeer ons ook al hoe meer jou groter boere, hulle besigheid, as ek so kan sê, is deesdae nie net landbou georiënteerd nie, maar het begin al hoe meer industrieel ook georiënteerd raak. As ek so kan sê, is daar's hoeveel pakhuise op boere se gronde deesdae, daar's hoeveel silo's en goed, en dis waar ons as BED die goed begin integreer, as ek so kan sê, waar ons industriële kant en ons landboukant begin meer by mekaar kom, en ek dink dit is wat die boer wil hê. Hy wil nie meer rond hardloop en kyk nie, so ons kan hom dalk help met dit. Jy sien, wat ek dink wat baie belangrik is van dit, nee, en die toekoms van boerdery lê in vertikale integrasie. Dis reg. Nee. So jy gaan baie meer moet fokus om 'n tipe van 'n waarde toevoeging tot jou produk te hê, en dit aan die einde van die dag, inevitably involves industrialization. Jy moet argumente onthalwe van hierdie beltjies en gearboxies hê wat nou goeders hardloop. Dis reg. So jy sê in pakhuise daar. Dis reg. Maar sorry. Ons het gespot aan die begin, hulle gaan hierdie neute, maar hierdie neute gaan nie nog heeltemal hierdie stories survive nie. Ja, hulle het al 'n bietjie, ons het al 2 keer vol gemaak. En maar maar uit daai oogpunt uit, so julle is nie net die ouens wat maar verskoon hierdie ouetjie nee, het 'n brein van sy eie partytjie. Wag, ons gaan hom nou uitgesorg kry. Right. Wat ons. En hoe kan ek dit stel, wat nie net gaan oor, luister hier, ons gaan gou die beering op jou ploeg vir jou uitsort, of daai fanbelt, of whatever nie. Julle het 'n daadwerklike oplossing vir noem dit vir lekker of beter word, vir 'n ernstige industriële plaas. Dis reg. Soepie, soos jy ook sê, en jy kan gaan kyk in al jou groot plase, as ek so kan sê, het 'n werkswinkel, het soos ek nou reg gesê het, 'n pakkies en alles, en ons kan dwarsdeur van dit vir die ouens help met dit. Soos ons gesê het, die pakhuise, as jy na die werkswinkel toe gaan, ons help met die tools, ons help met die welders, ons kan julle verskaf met PPE. So ja, ons kan vir julle regtig 'n groot pakket. Hoe kan kry jy die son uit, nee? Yes. Okay. Hierso het julle byvoorbeeld power tools, julle het 'n hele demo area hier. Dis reg. Dis hy Koutjie hierso, ons het vir Bosch hierso, ons het vir Einel hierso, en dan het ons so 'n bietjie 'n plasma tafel wat ons net hierso vir die ouens gedemonstreer het. Hierso is ons, as ek nou kan sê, ons flagship Fronius welding, kom van Oostenryk af. Yes. So ja, dis top of the range welding masjiene wat ons daar so ook tentoonstel vir die boere. En dan soos jy sê, julle doen, ek lag nog vir Henry, wat al net sê, ek my kop tot die toiletpapier. Dis reg, ja, dis altyd 'n gespottery by die mense, maar ja, dis nou maar iets wat ons ook doen, in een van die lyne wat ons doen. Okay, en dan het julle, soos jy sê, power tools en al die goeders. Dis reg. Nou, okay, hoe werk julle system, nee? Want as een om te sê, jy verkoop die goed, maar nou, as ek 'n ding kort, dan kort ek hom eergister. Nee, hoe werk daai? Okay, ons het so 10 takke wat ons landwyd het, en elke tak het sy eie, as ek nou maar kan sê, afleweringsstelsel. En ek dink dis wat ons bietjie uniek maak van ons ander competitors, as ek so kan sê. Ons is daar, ons het ons ASM's, ons area sales managers, wat heeldag in die gebiede beweeg. Enige probleme, enige orders, kry hulle dit vir ons, en dit word deurgegee kantoor toe.
word gefaktureer en so gou as moontlik op ons afleweringsbakkies uitgestuur wat vaste roetes het elke week. So ek dink dis nogal 'n edge wat baie ouens het en met die duur dieselprys sal almal nou dink 'n mens moet net ophou ry, maar dis waar baie mense 'n fout maak dink ek. Dalk slimmer ry, maar nie Ek ophou ry. stem saam met jou, nee. En onthou net, daai R40 se bering wat jy met die koöperasie moet gaan koop, nee. Dis reg. Daai bering raak nou so miskien R500, baie vinnig. Dis reg, dis reg. Okay, so, wat jy my wil sê is, julle het sales mense Dis reg, ja. en dan hulle kan my ek bel julle sê ook right watter area, dan Dis stuur reg. julle vir my 'n ou uit wat half saam met my sit en met vir my 'n behoeftebepaling doen. Dis hè. reg, dis Wat reg. is goed wat ons gaan nodig kry? Ek wil dalk 'n projek van stapel stuur. Wat se beerings, ek het nou gesien al die belde, al die ander goed wat julle het. Daar seker letterlik, julle verskaf seker alles behalwe die staal. Ja, nee, tereg soos jy daar gesê het vandat jy die ding kan vasweld of wat jy wil vasbou, gaan ons reguit deur tot basies tot op die eindproduk, tot die verf, enige ding wat ons vir julle kan bied op. Uitstekend. Kobus, dankie baie. Dankie Toby. Right, sure. Luister, ek was al daar by hulle gewees, nee. Daar in Klerksdorp. Julle moet sien hoe lyk dit as daai trokkies daar uitgaan, nee. Dit is verskriklik in die môre om te sien hoe al daai goedjies in verskillende rigtings gaan. So, as jy diensprys al daai goed te soek, iemand wat jou kan help, BED, linkie bo vir onder, kom kuier vir hulle in die Nampo saal op Nampo. Tot volgende keer. Groete.